Laat my toe vanmôre om almal te groet in die wonderlike naam van die Here. Gemeente hier teenwoordig, ons online viewers, hulle wat nie vanmôre hier is nie, wat online watch, wees gegroet in Jesus wonderlike naam. Is bly om terug te wees. Ek weet nie, kan ek sê terug te wees nie, want ek was die hele tyd hier. Ek het nog net nie gepreek nie. Maar veral dat ek net dit aan u bring, aan al die departemente wat hierdie maande hulle taak verrig het, wil ek aan die besonders sê baie dankie. Mag die Here vir julle seën. Ons kyk maar wat die Here se voorneme vir die nuwe jaar, as God dit toelaat, prys sy wonderlike naam. Maar ons weet vanmôre dat daar niemand soos die Here is. Ek dink toe Eudine jy praat. Ek weet jy het my reaction gesien nie, toe Eudine praat, hoe lag ek nie. Eudine sê die vraag, wie is? Yes. Dis die titel van my boodskap vanmôre. Ek het dieselfde titel voorberei. Wie is God? 'n jongsteen sang langs die pad. Terwyl hy langs die pad staan, kom 'n groot man verby hom en vra vir hom, seun, hoekom staan jy hier? Hy sê, ek wag vir die bus. Die groot man kyk hom en sê, seun, die bus stop nie hier nie. Die bushalte is om die draai. Die seun sê hierdie woorde, ek weet die bus gaan hier stop. Die man skud sy kop en hy loop verder weg. En 'n oomblik tot hy verder weg is, kom die bus en die bus stop net daar waar die seun staan. En terwyl hy inklim, sê hy vir die man, ek het u gesê die bus gaan hier stop, van die drywer is my pa. Kom ons blaai na die boek van die woord van die Here toe, opgeskryf in Psalm 46 versie 11. Ek gaan nie lang wees nie, die Here moet my help vanmôre. En baie keer as 'n man soms te lank het, wil mense nie altyd goed onthou nie, en ek wil ook jou onrustig maak nie. Ek wil jy moet hier uitgaan en verstaan wat ek vir u sê. Ek titel die boodskap, wie is God? Ek dink ek gaan hom maar so, ek jy sien, die mense wat hy kom, wat is die version het, version of wat se version, as jy dringend kan jy mos so different vertalinge kry, ne? 43 vertaling, 53 vertaling, laat staan en weet dat ek God is, ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Afrikaanse 20 vertaling sê, bedaar en erken dat ek God is, ek is verhewe bo die nasies, ek is verhewe bo aarde. Die Amplified Bible, the Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our stronghold, our refuge and our high tower, Selah. NIV Bible, the Lord Almighty is with us, the God of Jacob is our fortress. En ek like die boodskap Bybel, wees stil en weet, ek is God. Ek regeer oor die nasies, oor die hele aarde. Elke mens sal erken dat ek die belangrikste is. Niks en niemand is en kan so belangrik wees soos ek nie. Mag die Here die lesing van sy woord seën. Wil ek gou hier by in Dota kom? Ek dink die Here probeer dit elke keer in ons gemoed inbrand. As ons enige iets by hom vra, deur geloof, luister wat ek sê, deur geloof sal die Here dit vir ons doen. Ons probleem soms as mens is, ons wil hierdie groot God, die almagtige skepper van hemel en aarde, wil ons Brendan beperk met ons klein gedagte. En ons, nie ongelowigheid nie, maar klein gelowigheid. En soms verstaan ons nie dat die Here kan ons verbaas ver bo as wat ons dink en wat ons kan sien.
Want hy is 'n groot God, wat tot alles toe in staat is. Wetenskaplik is dit bewys en dit is 'n feit dat wanneer 'n ster ontplof, dan word dit 'n neutron genoem, die oorblyfsels. En 'n teelepel vol van die oorblyfsels, jy kan gaan ondersoek en stel, die oorblyfsels, 'n lepel vol van die oorblyfsels, is so swaar, soos 1000 miljoen olifante. Pastoor, wat praat jy nou? Ek wil jou wys die amazing God that we serve. Ons sien sterre skiet en mense dink is net 'n ster. But the weight of that thing is so much that only a teaspoonful, net 'n teelepel vol, ek gaan nou Afrikaans because ek ken 'n Engelse woord, 'n teelepel vol van die oorblyfsels. Hoop jy verstaan, boy, wat ek sê? Is so swaar soos 1000 miljoen olifante. En vanmôre jy moet mooi luister. Ek gaan nou preek. Ek gee jou introduction tot my boodskap. En elke keer staan ek maar net verwonderd hoe wonderbaarlik die Here die aarde geskaap het. We serve an amazing, wonderful God. En ek wil vanmôre vir u sê, alles wat jy glo, wat jy vir hom vra in geloof, sal God vir jou voorsien. Hy sal dit vir jou voorsien. Ons probleem soms is, ons geloof is soos die golwe van die see. Een oomblik op, die next oomblik flat. En ek weet baie mense like by flat water swem, hulle soek die golwe. Dat die mense kan surf die way hulle golwe wag. Maar lyk my hulle was seker net dat die golwe moet oor hulle spoel, is al. Of laat ek so sê, sommige van ons se geloof is soos 'n dronk man. Jy val oral rond. Sien jy daai een? Oral rond val jy. So is ons geloof, terwyl God enige ding vir jou kan doen, as jy hom net vertrou en glo dit wat jy vra. En ek gaan vir u voorbeelde uit die Bybel uitwys en vir u wys hoe wonderlik die Here kan werk. Die Bybel sê, as jy nie twyfel nie, is dit in Jakobus hoofstuk 1, lees maar van vers 6 tot 8, as jy nie twyfel nie, en God glo, dan sal dit wat jy doen, vir jou werklikheid word. Ons probleem is, ons is soms soos mense, ons sê ja, en net sê ons nee. As baie wat totally confused, hulle sê sommer ja, nee. Die hoe ons geloof in die Here is. En in die boek van Joshua hoofstuk 10, gebeur daar 'n wonderlike ding, oudie. In Joshua hoofstuk 10, doen die Here 'n wonderwerk. En jy kan 'n hele stuk lees, baie wonderwerke vind plaas in Joshua se lewe. En ek dink, as ek moet so sê ek myself, Joshua moes ook seker 'n man na God se hart gewees het. Die Here het jou gelyk. En die Here maak, as jy hoofstuk 10 gaan lees en jy lees hoofstuk vers 11, gaan jy sien, in Gibeon maak die Here iets. Die Here laat haal, terwyl die Israeliete se vyande vlug, laat die Here haal neerkom en die Bybel sê, God maak deur die haal wat val, meer mense dood as wat Israel met die swaard kon doodmaak. Ek praat van die haal wat ons soms vind, ook ons kry dit so baie hier nie,
Maar kyk daar bo die binneland in die haal wat baie mense van die plekke wat se damage. Die Here maak laat toe dat meer mense daar sterwe as ooit. Maar wie wat gebeur? Joshua sê hy is nog nie tevrede en hy wil seker maak al die vyande van God word uitgewis, die Amorite, hulle moet uitgewis word. Dit is wat Joshua geglo het. En Joshua maak homself gereed. Weet jy wat maak hierdie man van die Here? Hy staan en van die volk af as een man bid hy vir die Here. En hy sê vir die Here, laat die son stil staan in Gibeon en laat die maan nie verder beweeg in die laagte nie. Wat maak die Here? Deur een man wat glo dat die bus by hom gaan stop, laat die Here die son stil staan. En met die stilstaan van die son vernietig die Israeliete en Joshua se soldate die res van die Amorite, die res van die mense in Gibeon, verwoes hulle en God gee vir hom oorwinning. Weet jy waarom? Deurdat een man se geloof, een man se geloof staande gebly dit. Jy hoef nie klomp mense het om saam met jou te glo nie. Jy hoef nie ander klomp mense het om dinge saam met jou te beleef nie. If you believe that God can do exceedingly abundantly above all that you could ever think, so shall be it. Maar jy moet glo sonder om te twyfel. Joshua staan en die son staan stil. Nou jy moet oplet as dit plaasvind wanneer die son stil staan, is eintlik Joshua vertraag die son dat hy moet sak. Hoe minder die son se strale op die aarde skyn, hoe stadiger draai die aarde om sy eie as. Dis mooi wat ek sê. So Joshua bid dat die son stil staan, en die son staan stil, asof die strale minder skyn, maar die son skyn. Vir hulle het gelyk dat die aarde stil staan, maar die son staan stil, weens die weerkaatsing van die aarde se hitte, veroorsaak dat die aarde nie vinnig draai nie. Dit is waarom die maan nie kon sy draai maak nie. Is God nie wonderbaar nie? Ou dan dink jy vir jouself, wanneer dinge soos daai ding, dan dink ek seker somewhere in Afrika of Australië, moes daar seker as sulke dinge plaasvind, dan kom hulle soos hulle sê tsunamies. En onmiddellik as 'n tsunamies kom, dan die diere, die wilde diere, weet onmiddellik wat plaasvind, dan wat maak hulle? Hulle hardloop vir die hoogstes. Met een man se gebed, maak dat God die wette van die aarde laat verdwyn. One person pray. En die aarde se wette wat ingestel word, is deur mekaar. Omdat een man geglo het dat God dit kan doen. Luister wat ek vanmôre vir jou sê, dit maak nie saak hoe jou wêreld lyk vanmiddag nie, of vanmôre nie, dit maak nie saak hoe jou omstandighede lyk vanmôre nie, dit maak nie saak in watter situasie vanmôre lyk nie, as jy God vertrou, kan God seker maak, dat die situasie in jou lewe stil staan, en dat jy oorwinning kan kry, oor dit wat jy voel, jy moet oorwinning kry. Die sonnaskool sing, my God is so groot, so sterk en so magtig. Preek hulle vir my, prys die Here. Ek weet nie verder te sê nie. Dis net hy wat dit kan doen. Nothing is impossible by God. Al wat hy vir ek en die vraag, we just have to believe. Ons moet dit glo en volle vertroue in die Here het. Volle vertroue. En ek kan vir elke keer sê, kind van God, laat ek dit vanmôre vir u sê, as jy elke keer as jy glo en God vertrou, sal jy altyd deur oorwinning is. Al lyk dit jy die oorwinning nie, jy sal oorwinning kry, because ek sê altyd, 'n gelowige man roer God se hart. 'n Mens wat in ongeloof wandel, sal nooit kry wat hy wil hê nie. Want die Bybel sê, wie na God toe moet kom, moet in geloof kom. Waarom? Jy kan God nie sien nie, jy moet in geloof na hom toe kom, en glo dat hy waarmaker is van sy woord. En soms verstaan ons nie, hoekom dinge nie vir ons gebeur nie. Dan wil ek vanmôre vir jou vra, wie is God vir jou? Wie is God vir ek en u? Maak dit persoonlik, wie is God vir my? Vertrou ek hom totaal en al? Ek weet nie wat vertrou jy vanmôre nie. But anything else except God, you will fail. Let me tell you, you will fail. Some trust in chariots, some trust in kings,
But I trust in the name of the Lord. My hope is built on nothing less. On nothing less. That is on Christ Jesus. My faith is built on Him. And I believe it, whatever I say, or whatever I believe, that God will bring it to pass. En ek gaan nie na die verlede jaar, ek dink ek het die storie vertel, gaan dit nie weer vertel nie. Die Here wil dat ons moet hom volkome vertrou. Volkome moet ek en u hom vertrou. En sê, Here, kyk, dit is hoe die saak lyk. Maar ek bid, Here, laat die bus by my stop. Hoor vanmorgen te sê, Rendel, al sê mense vir jou die bus stop hier nie. Sien wat ek nou sê in geloof. Al sê mense vir jou die bus stop nie hier nie, as ek dit sê, dan sê die mense, nee man, die ding sal nooit gebeur in jou lewe nie. Jy weet ons in die ding, as ons mense wat altyd negatief is, nee, onthou jy, dat mense wat altyd negatief is, al sê hy vir die persoon, kyk ek sê vir jou, ek glo die bus gaan nie stop. Hy persoon sê vir jou, nee man, die bus stop is om die draai, dan sê jy, die bus gaan nie stop. Weet jy waarom? My pa is die drywer. Jou pa is die drywer. Ek weet nie wie glo jou nie. Is jou geld jou drywer? Hy sal aanstop, maar hy sal ophou. Hallelujah. I know Pastor Swart. He's my Jehovah Jireh. I believe rather in him as I believe in money. Hallelujah. Kom ek sê ding, glo jy my as ek nou sê ek is 'n biljoenêr? Hy twyfel klaar. Glo jy ek is 'n biljoenêr? Yes, I'm a billionaire. Jy sien ons probleem is, ons skat biljoenêr aan geld. That's our problem. As ons dink aan biljoens, dan dink ons aan geld. Hy sê as hy science nie. Ek dank die Here dat geloof werk nie met science nie, geloof werk deur dit jy kan sien nie. Jy glo, maar jy sien dit nie. Halleluja! Is daar iemand wat amen kan sê? Prys sy wonderlike naam. Mense hoef nie te sien dat jy biljoenêr is, jy is 'n biljoenêr, because jou vader is die koning van die heelal. En hy is in staat om in elke behoefte van jou te voorsien, na sy rykdom en sy heerlikheid. Jy need nie 1 biljoen rand in die bank, jy need God's provision. That's what you need, hallelujah. If he provides for you today, he will do it tomorrow. Soos hy vir die Israeliete gedoen het, manna vandag, kwartels gister, dinge se môre, sal hy vir jou sê, Randall, as hy vir jou water gaan gee, gaan dit in die rots uitslaan, hoe dit nou nie die tap uitkom nie, hy gaan maak dat dit uit die rots uitkom, but die is Jehovah, jy kan met miljoene sit, dan kan jy nog steeds sonder water en kos sit. My faith is in God, who has more than the billions and the trillions and the zillions. I don't know what, ek weet nie hoe skryf hy totally, Here help ons, hoeveel nulle is hy nie, halleluja. Maar ek weet een ding, wondel, so jy sê, my God is ver meer as hy nulle. Is ver meer as hy nulle. Because God is greater than what the eye can see. Hallelujah. He's far greater. Imagine it for yourself. Wat hy sê, as jy in hom glo en jy trust hom in alles, dan ga jy na Psalm 22, die aarde behoort aan die Here. Die volle dag. Ek wil amper sê, Mr. Billions se billions is ook my billions. Ja, pastoor, jy preek crazy vandag. Dit is wat geloof doen. Geloof praat crazy. It speaks something that doesn't exist, but it exists in the spirit. Kan ek nog een persoon noem en dan gaan ek afsluit? Ek het gesê ek wil nie lang wees van môre nie. Hiskia. Halleluja. Ek weet nie wie môre wie sit met siekness en wie sit met die boodskap gekry van dokters. Jy het net soveel jaar oor om te leef of wat ook al nie. Halleluja. Maar ek het gesien hoe mense met siekte kan leef vir jare sonder dat hulle sterwe, en dan die wat so perdfris is hartaanval kry, dan sterwe hulle voor hulle. Because their faith is in God. Daai persoon weet, dit maak nie saak nie. Ek wil vir iemand vanmôre sê, dit maak nie saak met wat 'n siekte jy sit in jou liggaam nie. Halleluja, mense wil sê so en so en so, die sê vir hulle, die bus gaan nie by my stop. Of die bus het nie by my gestop, want my pa is die busdrywer. That's all you say for them. Loop in geloof, stap in geloof, en ons vertrou die Here in geloof, vir wonderwerke in jou lewe. Ons vertrou die Here. Ek dink Gideon, toe Hiskia besig om te sterwe, en hy sy gesig na die muur draai, en God remind van wat die Here in sy lewe gedoen het. Halleluja. Vry vir die Here, en die profeet kom en sê, die Here sê, hy gaan vir jou 15 jaar bygee. Hiskia vra vir die Here vir 'n sign, die Here sê, nee, gee jy self die sign.
Jy sien, God gaan so in jou lewe werk, dat God nie eers die sein moet gee nie, maar jy sal self die sein na vore bring in jou eie lewe. En ek vertrou vanmôre, dat jy sal wonder wie God is nie, maar dat jy sal weet wie God is. Dat jy understanding het, waartoe hy in staat is. As jy hom getwyfel het, wil ek vanmôre sê, glo sonder om te twyfel. Ek dink daar's 'n Griekse woord, ek wil net gou die woord kyk. Ek het neergeskryf, jy sien, as ek begin preek, dan waar ek nie meer oor notes sien, ek gaan verby alles en die Here weet alles wat gaan aan. Wil net gou die woord kry. Net 'n minuut. Get hom. Die Griekse woord vir twyfel is diakrino. Jy wie twyfel soos 'n golf wat opkom en dan weer verdwyn, sal niks ontvang as jy nie glo nie. Ek wil die aanmoedig vanmôre. Moenie soos Petrus is en rondkyk nie. Jy kyk te veel rond na mense, wat anders doen, wat anders sê, wat anders maak, en dit bring by jou twyfel in, dat God werklik is. Keep your eyes on Jesus. Because He is the author and the finisher of our faith. As jy wil hê die Here moet dinge in jou lewe laat gebeur, kyk na Jesus. Everything else around you will fail and will fall. Men will always fail, but God never ever fails. Vir iemand vanmôre sê, glo, al staan jy nie by die plek waar dit lyk jy moet staan nie, glo beslis dat die bus by jou sal stop, want jou pa is die busdrywer. Kom ons let ons so. Liewe Here, ons weet soms kyk ons rondom ons en ons word distrek deur dinge in hierdie lewe. Maar vanmôre, soos Gideon een kan gegaan het en die volk gesien het hoe hy na U toe bid, dat ons sal vergeet van alles en almal rondom ons, en dat ons hierdie saak 'n persoonlike saak sal maak, en U vra om die bus te laat stop, omdat ons in U glo. Liewe Here, in die laaste dae wat ons leef, in hierdie moeilike tye wat ons leef, sal ons U moet vertrou vir beskerming en vir voorsiening. Dinge gaan baie moeiliker raak vir ons, Here, soos ons aanloop. Die government is besig om die kerk te beperk, dat ons nie vrylik die evangelie kan versprei nie. Dan wil ek bid, Here, dat ons oë altyd op U gefestig sal hou, dat U ons sal beskerm en U altyd vir ons sal voorsien. Hier is 'n dierbare vanmôre hier, U ken elkeen van hulle. En ek wil in die besonders bid. As dit voel, Here, dat U nie opgedaag het nie, bid ek dat hulle geloof nie sal verloor nie. Daar sal mense soms hulle pad omkom en vir hulle sê, nee, nie hier nie, nie dit nie, nie dat nie. Maar dit sal glo, hier waar ek staan, gaan die Here my weg omkom. Want hy is my pa en hy sal voorsien. Seën elkeen vanmôre. Ons dink aan hulle in die besonders wat in die hospitaal en siek lê. Wie vasgevang is in depressie en wat dit ook al is vanmôre, Here. Here, dat U bus daar sal stop. En dat hulle sal weet, hulle pa is daar om hulle op te lig en vir hulle te voorsien. Word vanmôre verheerlik en seën ons, Here,
Ons bid dit in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En ons sê vir u baie, baie dankie daarvoor. Amen en amen.